Vriende, God het ons hiervoor hom saamgebring in die naam van Jesus die Christus. Aan hom kom toe die lof en die eer. Mag sy naam geheilig wees. Mag sy koninkryk kom. Mag sy wil geskied, soos in die hemel, ook hier op die aarde. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Vandag wil ek 'n deel lees uit Romeine 11 vers 29, waarin ons net weer opnuut kan verwonder oor God se goedheid. Ek lees: as God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. As God eenmaal vir ons goed is, dan hou hy sy woord. Hy draai nie terug daarop nie. Mag jy ervaar dat God se goedheid elke dag in jou lewe werksaam is. Ek wil dat ons vanoggend 'n geloofsbelijdenis doen, 'n variasie op die gewone apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, my Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die jong meisie Maria. Ek glo dat U, Jesus, gelei het onder Pontius Pilatus, dat U onskuldig gekruisig is en gesterwe het, omdat U dit wou doen vir sondaars en vir my ook. Ek glo dat U my gered het, toe die Heilige Gees my oortuig het, dat ek moet begin sê, U is my enigste redder. Ek weet ek sal op aarde doodgaan, maar nooit dood wees nie. Ek sal vir altyd en altyd by U wees. Ek wil vir U iets sê, Jesus van Nasaret. Ek wil vir U sê, U is my Here.
woord oopmaak, dan is dit ons gebed, dat U met ons sal praat, dat U ons gees oop sal maak, dat U gees vir ons sal verduidelik wat eintlik ons moet dink en doen en glo. Gee Here dat as ons iets moet afleer, dat ons dit sal afleer, as ons iets moet hoor om aan te leer, dat ons dit vandag by U sal ontvang. Amen. Ons skriflesing vandag kom uit Matteus 6 vers 21 en Handelinge 2 vers 43 tot 47. Matteus 6 vers 21 sê gewoon dat Jesus sê waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Daarmee wil hy beklemtoon, as iets vir ons baie belangrik is, dan sê ons sit ons hart daarop. En dan gaan ons baie moeite doen om dit in die hande te kry. Waar ons skat is, daar sal ons strewe wees. Daarna toe sal ons begin werk en lewe om dit te kan bereik. Handelinge 2 vers 43 vertel die verhaal van die eerste disippels, hoe dat hulle gedoen het, gelewe het, daagliks opgetree het, maar veral ook hoe hulle vir die armes of die minder bevoorregtes gesorg het. En ek lees net die volgende: al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. En hulle het by mekaar gekom en saam gekuier en God geprys, en dan eindig dit met die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Nou, vriende, ek wil vandag dat ons bietjie dink oor wat rentmeesterskap beteken. Rentmeesterskap in die gewone taal sal wees, die dominee gaan vandag oor geld preek. Hy wil hê die mense moet hulle tiendes betaal. En as ons dit sê, dan is die mense onmiddellik bietjie op hulle agtervoete en hulle raak kwaad en sê, ag, kan die kerk nie ophou om oor geld te praat nie. Hulle fokus is nou net weer op dit. Hulle is so behept met geld. Hulle moet eerder oor die liefde praat. Nou vriende, wees gerus. Ons gaan oor die liefde praat. En minder oor geld praat. Want agter die begrip rentmeesterskap lê presies hierdie woord liefde. Het is interessant dat Jesus baie kere geld en rykdom en besittings gebruik het as 'n voorbeeld waarmee hy vir die mense lewensbeginsels wou leer. Miskien is dit omdat ons almal die begrip geld of besittings of rykdom en armoede ken. So, wat ons nie verstaan nie, is dat die manier waarop ons met ons bronne, met ons rykdom, met ons besittings, met ons materiële dinge werk, sê iets van ons liefde. Dit wat ons doen met ons geld en ons besittings en ons materiële bronne, hoe ons dit spandeer, waar ons dit spandeer, aan wie en op wat ons dit spandeer, sê iets van hoe ons omgee vir mense en vir die wêreld waarin ons lewe. Iemand het gesê, rentmeesterskap is alles wat ek doen nadat ek gesê het, ek glo. Met ander woorde, nadat ek tot bekering gekom het, het ek gesê, ek gaan my onder die wil van God plaas. Ek gaan doen wat hy vra. En wat ek nou doen, moet 'n uitbeelding wees, moet 'n uitdrukking wees van my geloof in hom, my navolging van hom. En daarom, ook wat ek met my materiële bronne doen, moet dit weerspieël. En Jesus sê dit dan, soos ons gelees het, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ek wil 3 opmerkings maak, eerste 2 net baie prakties. Die eerste saak is, ons hanteer hierdie wêreld, so lyk dit vir my, asof dit aan ons behoort, en ons neem daaruit alles wat ons kan, so vinnig soos ons kan. Kom ons dink aan bronne, wat in ons omgewing bekend is. Ons haal minerale bronne uit die grond uit, en ons het in die tweede plek landbouers, wat van iets soos grondwater moet lewe, wat ook 'n beperkte bron is. Die manier waarop ons met hierdie bronne werk, lyk partykeer vir my baie kortsigtig. Dis asof ons net vir nou lewe. Ons moet hierdie jare rekordtonne maat kry.
Want dan gaan ons baie geld maak, dan gaan die maatskappy floreer, dan gaan die aandeelhouers gelukkig wees. Ons dink nie aan wat ons nalaat vir ons kinders nie. En wat ons nie besef aldag nie, is dat hierdie wêreld nie net aan ons behoort nie, trouwens behoort glad nie aan ons nie. Dit word aan ons toevertrou. En ons moet iets nalaat ook vir hulle wat na ons sal kom. As ons dink aan die grondwater, dan besef elke landbouer, dis die kernbron, daarsonder kan ons nie ons diere help nie. Maar ons besef ook, ons kan die grondwater terugsit in die grond as dit eers opgebruik is nie. En daarom raak ons so bewus daarvan en begin ons so spaarsamig lewe. Probeer ons ekonomies daarmee werk. En behoort elke verbruiker van water, selfs in gewone huishoudings in dorpe en stede, baie meer daarop ingestel moet wees om dit te laat hou vir so lank as wat dit sou kan. Dis maar die eerste punt net. Ons gebruik die wêreld op, omdat ons dink dit behoort aan ons. Die tweede punt is, ons begryp nie regtig hoe bevoorreg ons tog is nie. Ons jaag materiële bronne na. Ons wil net meer en meer hê. Ons wil 'n beter motor hê, ons wil 'n groter huis hê en ons wil net meer en meer hê. Maar as ons ons sou kon vergelyk op 'n onpartydige manier met ander mense in die land en in die wêreld en ons kan sien waar ons met hulle staan in vergelyking met hulle staan, hoop ek dit sal dalk vir ons help om 'n bietjie meer nugterheid op die saak te kry. Kom ons kyk na die volgende verduideliking. Ek verduidelik vandag op hierdie instrument wat deur die Universiteit van Kaapstad ontwikkel is, hoe die verdeling van rykdom in Suid-Afrika is. Op die eerste skyfie vul ons in hoeveel geld verdien word deur 'n huishouding, 'n totale huishouding, almal wat daar geld verdien, nadat belasting afgetrek is. So kom ons sê, in 'n huishouding verdien 'n man en vrou elk R5.000 per maand, wat hulle huis toe kan neem, dan is dit R10.000. Daar is dan, kom ons sê, 3 mense wat daar woon, 'n ma, 'n pa en 'n kind. Die derde skyfie vra, waar dink ons, hoe vergelyk dit met die res van die land? Kom ons sê, dit is in die middel, ons dink ons is in die middel. Nou sien ons op die laaste skyfie, die uitkoms hiervan sê, die grafiek wys hoe dat baie mense, huishoudings, baie min verdien per persoon. Hier sê ek nou by so R600, daar is ons by R750 en so meer. As ons by 50% kom, sien ons dat 'n persoon verdien R1.166 en die huishouding wat gesamentlik R10.000 verdien, is op 79%. Dit wil sê 79% Suid-Afrikaners verdien minder as wat hulle verdien. Na die regterkant toe styg die grafiek dan skerp, eksponensieel, sodat ons kan sien die laaste 2 kolomme wat sê dan 1 tot 2% van die bevolking uitmaak, verdien vergelykenderwys geweldig baie meer as wat hierdie groot hoeveelheid na die linkerkant toe verdien. Kom ons doen dit weer, dan voeg ons in wat ons dink 'n pensionaris sou verdien, en ons weet pensionarisse verdien nie, of kry nie regtig baie geld nie. Kom ons sit daar in R2.000 'n maand, hulle verdien of kry minder as dit. Dit is vir een persoon. Ons hou maar hierdie een op die middel, en dan sien ons 'n pensionaris, vergeleke met die res van Suid-Afrika, lê op 70%. 'n Individu wat R2.000 per maand verdien meer as wat 70% Suid-Afrikaners in hierdie land verdien. Ons het nou gesien dat as ons hierdie instrument ernstig opneem, dat daar 'n geweldige gaping is tussen arm mense wat regtig min verdien, 'n groot meerderheid in ons land, teenoor die kleiner bietjie wat hoë salarisse per maand sou kry. En dan sien ons, dit kan nie anders as om 'n soort kookpot te wees, waarvan die deksel een of ander tyd kan afspring nie. Ons beleef dit al reeds in ons land. Ons sien die druk wat uitgeoefen word deur die minder bevoorregte mense vir meer en meer. Ons verstaan dit nie aldag nie, maar hopelik na dese verstaan ons dit 'n klein bietjie beter. En dit wys maar net vir ons sal met baie kreatiewe oplossings kry in ons land om armoede te verlig. Ons sal moet leer hoe ons meer werksgeleenthede kan skep, hoe ons beter opgeleide mense kan kry, hoe daar meer mense in die werksmag kan kom, wat 'n menswaardige bestaan kan maak vanuit dit wat hulle verdien. So daarom die derde punt. Ons moet ons siening oor rykdom verander.
Ons moet dit aanspreek. Ons moet hoor wat sê die woord vir ons oor materiële bronne. Nou wat die woord vir ons basies sê is, ware rentmeesterskap is toe op die ou end nie net die 10de wat ek moet gee aan die einde van 'n maand nie. Nee, is eintlik baie meer as dit. Ware rentmeesterskap is om te sorg vir iets wat nie aan jou en my behoort nie. Te sorg vir iets wat nie aan ons behoort nie. God wil hê ons moet ons tyd en ons gawes, hierdie dinge wat ons ontvang van hom, op so 'n manier aanwend dat dit tot voordeel van ons samelewing is, tot voordeel van ons naaste, tot voordeel van die wêreld is. Hy wil hê dat ons dit moet gebruik om vreugde en voorspoed te bring vir mense rondom ons. Ons ontvang soveel dinge onverdiend van God. Ons ontvang ons intellektuele vermoëns, ons talente, ons ontvang ons geestelike gawes van die Here verniet. Ons het in hierdie wêreld gekom, ons ontvang die wêreld met al sy bronne verniet. Ons opdrag is om dit te ontwikkel, ons gawes, ons talente, die bronne, op so 'n manier te ontwikkel, dat dit werklik sal wees 'n voorspoedige aarde, 'n plek wat die mense wat hier woon, bevoordeel en tot voordeel van almal is. Ons kan dit andersom sê, ons kry 'n kans om vir God terug lief te hê, siende dat hy vir ons so lief is, om dit vir ons te gee, dit aan ons toevertrou. Ons kry die kans om aan God te wys, ons gee om vir sy skepping. So daarom herhaal ek, en sluit ek af, rentmeesterskap is 'n uitdrukking van die soort disipel wat ek en jy van Jesus is. Die soort navolgers wat ons van hom is. Hoe ons lewe, hoe ons liefde teenoor ons naaste uitleef en teenoor hierdie wêreld uitleef, wys aan wie ons waarlik behoort. Wys dat ons aan Christus behoort. Daar is genoeg vir ons, as ons mededeelsaam en nie selfsugtig lewe nie. Mag die Here ons help om waarlik goeie rentmeesters te wees van dit wat hy aan ons toevertrou het. Amen. Dankie Here, dat U ons vertrou. Ons weet U vat 'n kans met ons, want ons geneigtheid is om te versamel, te vermeerder, te kyk wat ons uit dit kan kry. Maar U vertrou ons. Help ons Here om nie daardie vertroue te skend nie. Help ons in ons land, dat ons 'n kultuur ontwikkel van leef binne die wil van God en nie my eie nie. Leef op so 'n manier dat ek ander laat leef, eerder as om ander te laat sterf. Here, spreek ons diep in ons harte aan, oor hoe ons omgaan met hierdie skepping wat U aan ons toevertrou het. Amen.
groet julle vandag met die seën van die Here. Mag die lig van die evangelie in ons harte skyn. Mag die hoop van die evangelie ons lewens rig. Mag die vrede van die evangelie oor ons die wag hou. Mag God ons seën met sy liefde, met die vrede van Christus en met die krag van die Heilige Gees. Amen. Mag jy 'n baie mooi week hê. Totsiens.